Vriende, ons is dankbaar teenoor die Here dat hy vir ons uitgespaar het, dat hy 'n nuwe dag vir ons lewens toegevoeg het. En die gebed vanmôre is dat die Here vir ons met wysheid sal bekragtig, terwyl ons vanmôre verder gaan stil staan by sy wonderlike woord. Nou vriende, ek wil julle vanmôre groet met die woorde van hierdie pragtige gesang 306 wat sê: woord van God, woord van die lewe, woord vir ewig vas en waar, woord onfeilbaar en verhewe, waarin God hom openbaar, woord betroubaar vas en waar, deur miskenning, deur gevaar. Wat sou ons dan ooit laat bewe? In die woord het ons die lewe. Vers 4 sê: juig dan in die selfverklaring, waaruit God se raadsplan blyk. Wonderbaar die heilservaring, ons is diensbaar in sy ryk. Wil o Gees dat ons getrou op die woord van woorde bou. Helder is u heilsverklaring, enig in sy openbaring. Nou vriende, dit is presies waaroor ons oordenkings gaan. Dit gaan oor die wysheid van God se woord. En ons is tans besig met die wysheid van Salomo, hierdie kosbare waarhede wat opgeteken is in die boek Spreuke. En ons gaan vanmôre dan stil staan by Spreuke 14 vers 2 en 3. En u gaan baie duidelik sien dat hierdie twee verse gaan oor die gedagte van die een wat opreg wandel teenoor die een wat verkeerd is in sy weë, en die ander ene wat sy mond gevul is met wysheid, terwyl die ander een sy mond gevul is met sotheid, en dat hierdie woorde dan vir hom 'n roede is en wat sy lewe eintlik net kompliseer. So kom ons val weg, dan lees ons vir u Spreuke 14 vers 2 en 3 en ons sien hoe belangrik is God se woord, sodat ons kan leer hoe ons moet wandel, hoe ons moet praat, sodat ons die Here welbehaaglik kan wees, sodat ons in hierdie gemeenskap, hierdie tyd waar die Here ons geplaas het, in Suid-Afrika, hier in die Oosrand, en ook die plek waar u vanmôre miskien is, dat ons daar die Here kan verheerlik. Spreuke 14 vers 2 sê: wie in sy opregtheid wandel, vrees die Here, maar hy wat verkeerd is in sy weë, verag hom. Vers 3 sê: in die mond van die sot is 'n roede vir sy trots, maar die lippe van die wyse bewaar hulle. Pragtige woorde as ons dit lees, vriende. En wat beteken dit? En kom ons val sommer weg by vers 2. Daar staan: wie in sy opregtheid wandel, vrees die Here, maar hy wat verkeerd is in sy weë, verag hom. Nou vriende, hierdie vers beteken eenvoudig dat my gesindheid en my optrede teenoor die Here kom na vore in my daaglikse optrede teenoor mense. Luister, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Baie keer sal mense vir jou sê wanneer hulle in boosheid verval, maar ek is ook 'n Christen en ek het dit nie eintlik bedoel soos ek het gesê het nie, en ek het eintlik nie bedoel om so op te tree nie, en ek het nie eintlik bedoel om jou in te doen of oneerlik te wees of te lieg nie. En dan kom jy agter, maar hierdie is 'n patroon in hierdie persoon se lewe, en dit wys eintlik maar net dat hierdie persoon nie aan die Here behoort nie, want jy sien, jy kan nie wegsteek as jy aan die Here behoort nie. As jy die Here liefhet, dan is dit omdat hy sy liefde in jou hart uitgestort het, en dit bring noodwendige verandering in jou lewe. Daarom jou gesindheid teenoor die Here sal 'n opregte wandel in jou lewe na vore bring, en daar sal 'n vrees vir die Here wees, 'n heilige ontzag, 'n wegvlug van sonde, 'n begeerte om die Here my God lief te hê met my hele hart, siel en verstand, en dan my naaste soos myself. Vriende, as jy die Here dien en liefhet en jy hom vrees, dan sal dit in jou lewe na vore kom. Maar nou sê die Bybel aan die ander kant: hy wat verkeerd is in sy weë, verag hom. Jy sien, iemand wat in sonde lewe, sal altyd een of ander aanmerking teenoor God, teenoor sy waarheid en teenoor sy woord hê. Ag, ek praat dikwels met mense, veral daar by die golfklub, en ons kom uit by die waarheid van God se woord, en dan sal mense vir my sê, maar dis jou opinie, en ek verstaan dit so, en ag, weet jy, ek gee nie regtig om wat enig met my gaan gebeur nie, en dan kom jy agter die dwaasheid waarmee mense besig is. Want jy sien, as jy verkeerd is in jou weë, dan stel jy nie belang in wat God sê nie, want jy weet God is heilig, God is regverdig, God het jou geskape en God gaan eendag oordeel. En mense in hulle verwaandheid en in hulle gemaksig en in hierdie valse gerusheid van geld en besittings sê baie dinge teen en van die Here. Maar vriende, die Bybel sê daar gaan 'n dag aanbreek waar die Here die lyne gaan reguit trek en elkeen regverdiglik gaan oordeel. Nou vers 3 sluit amper aan by vers 2, want jy sien, as jy opreg wandel, kom dit na vore in jou woorde. As jy die Here verag en in 'n verkeerde lewe leef, kom dit na vore in jou woorde. Hoor wat sê vers 3. In die mond van die sot is 'n roede vir sy trots. Want jy sien, iemand wat verkeerd wandel is 9 uit die 10 keer hoogmoedig, selfversekerd, trots, sê baie dinge, praat gou, lewer gou opinies oor ander mense. En die Bybel sê later is dit vir hom soos 'n roede.
Hierdie goed gee hom pak slaan in sy lewe. Daar gebeur dinge. Mense kom en konfronteer hom. Dan moet hy begin lieg, dan word hy uitgevang. En sy lewe is naderhand so vasgedraai in sy sonde, dat dit vir hom soos 'n sambok is wat hom slaan, soos 'n roede wat hom tugtig heeltyd. En hy lei deur sy eie woorde. Waarom? Want hy ken nie God nie en hy praat nie met die wysheid wat God vir hom gee nie. Aan die ander kant sê die Bybel vir ons, maar die lippe van die wyse bewaar hulle. En dit is vir my so pragtig, vriende, as ons kyk na wat die Here vir ons leer oor ons woorde. U kan maar die Bybel gaan lees, telke male, Ou en Nuwe Testament. Leer die Here ons dat ons woorde met sout besprinkel moet wees. Dat ons versigtig moet wees wat ons sê. Spreuke 13 vers 3 sê, wie sy mond bewaak, bewaar sy lewe. Wie sy lippe wyd oopmaak, vir hom is daar ondergang. Luister mooi wat sê die Bybel, vriende, en vra die Here dat ek en jy minder sal praat. En as ons praat, dat ons met wysheid sal praat. Wysheid wat gegrond is vanuit God se woord. En selfs wanneer ons kennis deel met ander mense oor wat ons opgedoen het, of dit nou is, vriende, in die ingenieurswese, in die rekeningkunde, in die boekhoustelsels, miskien is ek 'n mediese dokter, miskien is ek 'n predikant of wat ook al. Maar wanneer ek praat, en ek praat met mense oor die kennis wat ek opgedoen het, dat hulle sal hoor, dis nie net kennis nie, maar is wysheid, omdat ek God eer vir hierdie kennis wat ek kon opdoen, omdat ek hom verheerlik met die kennis wat ek opgedoen het, sodat hy eer kan kry in my lewe. Daarom sê die Bybel vir ons baie duidelik, dat ons nodig het om ons mond te bewaak. Want as ek my mond bewaak, bewaar ek my lewe. Vriende, as ek baie praat, en ek praat uit myself, en ek is trots, sê die Bybel vir ons, dit sal tot my ondergang dien. En die wêreld is vol van hierdie voorbeelde, getuienis op getuienis, daarom moet 'n kind van die Here anders wees, ook in wat hy sê. Ek het so daaraan gedink aan die tyd toe die Here Jesus op aarde was, het hy met die kerkleiers gepraat, die fariseërs en die sadduseërs en die skrifgeleerdes, en hierdie mense het baie gepraat. Hulle het die wet van Moses gevat en hulle het iets soos 306 wette by hierdie wette gevoeg, maar self het hulle nie 'n vinger verroer om dit te doen nie. En op 'n stadium toe hulle Jesus konfronteer daar in Johannes 8 en hulle baie slim wil wees en vir die Here sê ons is nie slawe van niemand nie en ons lewe in vryheid en ons God is die God van Abraham, Isak en Jakob. Kom die Here en hy sê hierdie woorde vir hulle, Johannes 8 vers 44. Julle die duiwel as vader en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was van die begin af 'n mensemoordenaar en hy staan nie in die waarheid nie, want daar's geen waarheid in hom nie. As hy leentaal praat, praat hy uit sy eie omdat hy die vader is van die leuns. En ek het so daaraan gedink. Dis presies wat vers 2 en 3 vir ons leer. Vriende, as ons met ons mond bely dat ons die Here ken en ons hierdie belydenis uitleef in ons daaglikse lewe, sal ander Jesus in ons sien. Maar as ons praat en nie doen nie, sal ons oneer bring op die naam van die Here. Daarom vra ek jou vanmôre, wandel jy opreg? As jy opreg wandel, sal daar 'n heilige vrees vir God wees en 'n haat vir die sonde. Hy wat verkeerd wandel, verag God in sy lewe. Hy verag God deur sy dade, want hy stel nie belang in wat die Here sê nie. Iemand wat die Here ken, vriende, is iemand wat wyse woorde spreek. Hulle bewaar hulle tong, hulle bewaar hulle lippe. Hulle vra, Here, leer my om die regte goed te sê, dat my woorde met sout besprinkel sal wees, sodat ek elkeen kan antwoord op die manier wat U verheerlik. Maar iemand wat die Here nie liefhet nie. Die Bybel sê vir ons, dat die woorde is sotheid, en dikwels impulsief, trots, vol van homself, en dit dien naderhand tot sy roede, tot tugtiging vir hom, tot hierdie hartseer gevolge. Daarom pleit ek by jou, dat jy hier uit die boek Spreuke 14, die 14de hoofstuk, die 2de en 3de vers sal leer hoe om te lewe. Vir die Here sal vra vanmôre, ken jy hom werklik? Want ons woorde verklap wat in ons hart aan die gang is. Mag u en ek mense wees wat opreg wandel en praat met wysheid, en dat die Here ons genade sal gee. As ons hom nie ken nie, dat ons vanmôre sal wegdra en sal bekeer en sal sê, Here, neem my lewe, laat dit Heer u gewy wees meer en meer. Laat my mond die boodskap dra. Hul sal vind wat na u vra. Dis hier die pragtige wonderlike woorde van Gesang 190. En mag die Here vir ons wysheid gee, dat ons so sal lewe, dat ons hom kan eer. Vriende, groete vir u, mooi dag verder, en mag die wysheid van die woord en die waarheid van God se woord u stig en lei na waters waar is. Groete vir u, mooi dag verder.